Ons gaan vanoggend saam lees, soos wat ek aan u genoem het, vanuit die boek Jesaja. Dit is 'n pragtige boek, maar is tog 'n moeilike boek. Maar as 'n mens Jesaja nader trek en daai lees, help dit om dit te lees vanuit die perspektief van 'n hofsaak. Dan verstaan 'n mens makliker die beskuldigings wat inkom, die straf wat uitgespreek word, maar ook die genade wat gevind word op grond van die verbond. Nou ons gaan saam lees Jesaja 52. So aan die einde van daardie hoofstuk kry ons die opskrif: die knegg van die Here word verneder en verhoog. Ons gaan saam lees dan tot in die volgende hoofstuk, die 12de vers. So dis Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12. En let veral op verse 4 en 5 van hoofstuk 53. Dit is vanoggend dan ook ons teksverse. Ek wil hê u moet onthou dat toe God hierdie boodskap aan Jesaja ook gegee het om aan die volk oor te dra, was dit nog honderde jare voordat die Messias gekom het. So reeds hier beskryf die profeet vir ons die verskriklike lyding wat die knegg van die Here moes deurmaak. Maar voordat ons dit saam lees, is dit net reg dat ons ook nou sal stil word voor die Here, waar ons sy woord nader, bid ons altyd en vra ons sy leiding, en dat hy dit vir ons ook so sal oopmaak, dat die boodskap daarvan op elkeen van ons harte geskryf sal word, dat dit ons eie gemaak sal word. En daarom vra ek nou broers, kom ons staan, en dan as 'n gemeente saam, kom ons sluit ons oë, en ons nader ons Here in gebed. Heilige, almagtige God, Heer van die Here, U is die Alfa en die Omega. U is die eerste en U is die laaste. Elkeen sal U sien. Here, die hele skepping sal voor U buig. Want alles is klein. Alles is nietig, alles is gering voor U grootheid, o Here. En daarom bring ons ook vanoggend aan U alleen die eer. En daarom bid ons en vra ons dat U ons ook nou deur U Gees sal lei en deur die woord sal leer. Waar ons vanoggend daaruit lees, is dit ons bede dat U woord in ons so sal versprei, soos wat suurdeeg 'n hele brood deurtrek. Dat U wil in ons lewens sal geskied. Here, ons doen vanoggend ook voorbereiding vir ons gemeente. Ons dink aan hulle wat vandag nog steeds ver paaie ry, en ons sê vir U dankie vir die wat U reeds veilig teruggebring het. Ons bid en vra ook dat U met hulle sal wees wat siek is. Ons dink aan oom Dick Bester, steeds positief te midde van groot uitdagings, en ook tannie Didi wat so mooi na hom kyk. Ons dink aan tannie Esther van der Merwe. Ons dink aan oom Skalk van Staden. Ons dink ook aan tannie Cheryl Oosthuizen se seun wat in was vir 'n operasie. Here, seën die wat hierdie week verjaar. Samuel Fourie en Pieter Foster. Ons sê vir U dankie vir nog 'n lewensjaar wat U hulle toegevoeg het. Vir Samuel die eerste een. Ook hierin besef ons U genade in elkeen van ons se lewens. Here, vergewe ons waar ons doen wat goed is in ons eie oë eerder as om na U te luister.
al die dinge wat ons vra, kan ons nie uit verdienste vra nie, o Here, want ons weet in onsself kan ons niks verdien nie. En daarom vra ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Jesaja 52 vanaf vers 13. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormend was sy voorkoms. Geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou. Want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was.
terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Net tot sover. Dit is 'n pragtige gedeelte. In die eerste versie, daar 52 vers 13, is God aan die woord. En dan sluit hy ook met vers 12 van hoofstuk 53 hierdie gedeelte af. Hierdie gedeelte wat verwys na sy geliefde seun. Verse 4, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En broers en susters, ons as mense is soms baie snaakse skepsels. Wanneer ons bedreig voel, kom die spreekwoordige naals baie vinnig uit. As iemand net skeef vir ons kyk, is ons reg om te beklei. Nou ons natuur veroorsaak ons reaksie op omstandighede waar dit lyk asof ons aangeval word. Maar baie keer is daardie reaksie die verkeerde reaksie. 'n Reaksie gebore vanuit die sonde, omdat ons natuur sondig is. Voor jy jouself kan kry, het jy reeds 'n verkeerde aanmerking gemaak aan die persoon wat jou beledig het. Of in jou houding 'n persoon uitgedaag wat jou bedreig het. Nou, dit is baie moeilik om nie verkeerd te reageer op sulke omstandighede nie. Want 'n reaksie is tog iets wat eintlik vanuit ons natuur voortvloei. En daarom begin 'n reaksie ook so vinnig, voordat jy daaroor kan dink of voordat jy daaroor kan redeneer, is dit gedoen voordat dit mens dit kon stop, vir mens dit kon keer. En is dit baie maal ook teenoor die mense wat naby aan ons is, mense waarvoor ons lief is. En dit bring ons voor 'n groot probleem. Want ons weet in hierdie wêreld, as kinders van God, sal ons bedreig, verag, vervolg en aangeval word. Ons groot koning is deur die wêreld vervolg. Hoeveel te meer sal ons as sy volgelinge nie dan ook daardie vervolging ervaar nie. Christus sê vir onsself in die Saligsprekinge, Matteus 5 vers 11 en 12, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. So ons gaan bedreig word. Ons gaan vervolg word. Ons gaan aangeval word. Maar nou weet ons ook, wanneer dit gebeur, mag ons nie uit sonde daarop reageer nie. Ons reaksie, juis in hierdie tye, moet spreek van Christus, van sy liefde wat hy aan die wêreld bewys het, deur al die vervolging en die lyding wat hy deurgemaak het.
En dit is baie moeilik. Want dit beteken ons moet veg teen ons eie natuur. Daardie sonde, soos wat Paulus dit beskryf, wat nog teen ons wil in ons agtergebly het, wat maak dat ons verkeerd reageer op die dinge van hierdie wêreld. En dink vir 'n oomblik, as ons so maklik tande wys vir die mense naby aan ons, vir wie ons lief is, hoeveel te meer nie aan die mense wat ons glad nie ken nie. Nou as ons vanoggend kyk na die dinge wat Christus moes verdra, die houe wat hy gedra het, die veragting wat hy moes ervaar en die pyn en die vernedering wat hy gely het, dit vir u en vir my, sonder om een keer verkeerd op te tree, en daarom ook natuurlik was hy die middelaar. Jesaja 53 vers 5 van ons teksvers, waar ons lees, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het nie sy mond oopgemaak nie. Ekskuus, dis vers 7. Dit spreek van absolute toewyding aan die kant van Christus. Hy het nie toegelaat dat enige iets veroorsaak dat hy in sy roeping val nie. Nie die bespotting nie. Nie die veragting nie. Nie sy verskriklike lyding nie. So vir ons, vir sy kinders, sien ons dus, was daar 'n volkome toewyding van ons volmaakte Here. Want ons moet besef, Christus se lyding hier op aarde nie eers begin daardie dag wat hy voor Pontius Pilatus gesleep was om veroordeel te word nie. Dit het lank voor dit begin. Dit het ook nie eers begin toe hulle hom gespot, geslaan, gegeesel en gekruisig het nie. Dit het begin die dag wat hy gebore is. Filippense 2 vers 6 en 7. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hy wat die groot en almagtige God is, het homself verneder om 'n klein en 'n nietige mens te word. Hy wat die Here van Here is, het homself 'n diensknegt gemaak ter wille van ons. Broers en susters, die groot Skepper God het met ander woorde klein, nietige skepsel mens geword ter redding van sy kinders. Omdat hy dit toegelaat het. En omdat hy absoluut toegewyd is om sy kinders te red, het hy homself die lyding aangedoen om vanuit die gestalte van God neer te daal en die gestalte van 'n knegt gelyk aan 'n mens aan te neem. Ons lees, hy het met ander woorde
ons krankhede op homself geneem. Maar dan het Christus ook ander lyding ervaar. Ons Here was erg deur die godsdienstige leiers van die tyd verag. Die mense wat veronderstel was om hom te herken en te erken as die Here, die mense het hom gehaat. Die mense wat veronderstel was om hom as hoëpriester en as volmaakte offer te sien, die mense het hom verstoot. Matteus 21 daar vanaf vers 45, en toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek, en hulle het probeer om hom in hulle mag te kry. Die een waarvan hulle veronderstel was om te getuig, die een waarvan hulle veronderstel was om die volk te leer, die een wat hulle veronderstel was om te dien, hom het hulle bespot, verag. Hoekom? Omdat die koninkryk wat hy gebring het, die klein koninkrykies wat hulle vir hulle self gebou het, bedreig het. Nou hy het na hulle gekom en vir hulle die antwoorde gegee waarna hulle vir eeue heen gesoek het. Hy het hulle kom wys wat ware godsdiens behels en hoe dit beoefen moet word soos wat God dit van ons verwag. Hy het hulle vermaan. Hy het hulle geleentheid gebied om van hulle verkeerde weë afstand te doen. En daarvoor het hulle hom gehaat. Die hoëpriester, die volmaakte offer, is deur hulle wat as priesters opgetree het met die oog op sy koms, is deur hulle wat die offers gebring het in afwagting van die verlossing, deur hulle sy oorgelewer. Jesaja beskryf dat hy, wat God self is gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Net so het die volk Israel ook vir eeue lank gewag op die Messias wat sou kom. Die leier wat hulle sou kom verlos van hulle vyande. Deur die oorloë, deur die ballingskap waarvan Jesaja ook baie praat, was dit die belofte wat God, of die belofte van God deur die profete, deur die geskrifte waarin hulle vasgehou het. Die belofte van 'n toekoms. Die belofte van bevryding. Maar wat het gebeur toe die koning uiteindelik gekom het? Die koning het gekom, maar hulle het hom nie aanvaar nie. Christus, die groot koning, deur al die eeue heen voorspel uit die huis van Dawid. Hy was nie die koning wat hulle wou gehad het nie. Hy was nie die Messias soos wat hulle gedink het hy moet wees nie. Sy volk het vasgeglo, hy is die een wat hulle gaan verlos van al hulle smarte wat hulle so lank moes verdra in die wêreld. Smarte wat hulle natuurlik oor hulle self gebring het vanweë hulle eie optrede, hulle eie ongehoorsaamheid. Maar hulle het steeds die groot koning, die een wat ons smarte gedra het, omdat hulle verwerp, omdat hy dit nie gedoen het op die manier wat hulle wou gehaat het, hy dit moes doen nie.
Hulle het staatkundige bevryding gesoek, waar hy vir hulle ewige verlossing aangebied het. En sy boodskap van verlossing het 'n groot bedreiging ingehou vir hulle prentjie van sy heerskappy. 'n Prentjie wat nie waar was nie. En daarom het hulle, sy eie volk, om by die tempel of die fees van die tempel-inwyding in Jerusalem probeer vermoor, omdat hy vir hulle gesê het, ek is die Christus. Ek is die Messias waarvoor julle gewag het. Johannes 10 vanaf vers 31. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Jesus antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader. Oor watter een van die werke stenig julle my? Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor godslastering, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Hom wat hulle so lank verwag het, tot wie hulle so lank gebid het, waarop hulle vir eeue heen gehoop het. Die groot koning wat hulle smarte op homself geneem het, is deur sy eie mense verwerp, omdat hy hulle wêreldprentjie bedreig het. En op die ou einde, op grond van dit alles, het sy volk hom onder leiding van die godsdienstige leiers uitgelewer aan die heidene onder wie hy ook gelei het. Hulle het hom gespot, gemartel, gekruisig. Mense wat hom nie geken het nie. Mense aan wie hy geen onreg gedoen het nie. Hulle het hom tot dood veroordeel en hom tereggestel. En dan lees ons in Jesaja, vir daardie mense het hy ook gekom. Terwille van soveel van sy kinders wat ook in die heidendom geleef het, het hy hierdie lyding ook onder die goddelose verduur. En hy het dit gedoen om sy kinders te verlos van die bande van die sonde wat hulle blind gehou het vir die waarheid. 'n waarheid wat vandag nog steeds 'n realiteit is. 'n waarheid wat sentraal staan in u en my lewe. Terwille van ons oortredinge, lees ons, terwille van ons ongeregtighede, is hy ons Here verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Daar's nog een aspek van Christus se lyding wat eintlik 'n mens se hart wil laat breek. Onder sy eie disippels, sy eie volgelinge, die mense wat die naaste aan hom geleef het, hulle wat hom genoem het Rabbi, meester, van hulle het hom ook verraai. Buiten dit wat Petrus gedoen het, ken ons die geskiedenis ook van Judas, volgeling van Christus, wat hom uitgelewer het aan die owerstes om veroordeel te word. Markus 14 vanaf vers 18, terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek?
En 'n ander een is dit miskien ek. En hy antwoord en sê vir hulle, dit is een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Hulle leermeester, die groot leermeester, die wysheid van God, was verraai en het gelei onder een van sy eie leerlinge. En dit terwyl ons almal gedwaal het soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dis genade alleen, sê Jesaja, dat my naam nie Judas Iskariot is nie, want ons almal het gedwaal soos skape. Nou broers en susters, as ons na al hierdie dinge kyk, dan sien ons Christus het gelei op alle fasette van sy geskape werklikheid. Op natuurkundige gebied het hy gelei deur homself, hy wat skepper is, skepper van die natuur, onderhewig te stel aan die wette van die natuur. Op godsdienstige terrein het hy gelei deur as hoëpriester en volmaakte offer deur die godsdienstige leiers vervolg te word. Op staatkundige gebied het hy gelei deur as koning verwag deur al die eeue heen deur sy eie mense verwerp te word. Kulturele gebied het hy gelei deur as die verlosser wat 'n samelewing nie wou of kon erken nie, deur daardie samelewing gekruisig te word. Selfs op persoonlike vlak het hy gelei toe een van sy eie disippels hom as die volmaakte leermeester verraai het. Sy lyding was volkome. En daarom weet ons sy toewyding aan ons, aan sy kinders, is volkome. En ook dit word vir ons pragtig bevestig in ons teksverse. Ek gaan dit weer vir u lees en luister mooi daardie laaste sinnetjie van vers 5. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy lyding is ons die oordeel gespaar. Deur sy wonde, dit is die boodskap van die lydingstydperk. Deur sy wonde, deur sy lyding het daar vir ons redding gekom. Maar dit beteken ook genesing van ons gebroke natuur, sodat dit wat ons doen nie noodwendig gebroke hoef te wees nie. Genesing sodat ons die vervolging deur sy krag kan verdra, net soos wat hy dit vir ons verdra het. Want deur te getuig van sy volkome lyding, sien ons hierdie gedeelte, getuig ons dan ook van sy volkome toewyding. 'n Toewyding wat ons verander het, dat ons as sy kinders hom ook in toewyding kan antwoord. Dat ons toewyding in hom volkome sal wees. Volkome kan wees. Ook te midde van lyding.
Paulus beskryf dit so mooi, Filippense 1 vers 29 en 30. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. Daarom broers en susters, in hierdie lydingstyd, en ook met die oog op nagmaal, op Goeie Vrydag, wat eintlik nie meer so ver is nie, maar om die draai is. Laat ons onthou, laat ons besef opnuut, hoe volkome ons volmaakte Here se toewyding aan ons was. Dit ten spyte dat ons net so skuldig was, vir hierdie volkome lyding waardeur hy gegaan het. Dit is maklik om vinger te wys na Judas Iskariot, na die Romeinse soldate wat hom gekruisig het, na die volk wat hom verskree het, eers geroep het, Hosanna, Hosanna, en toe geroep het, kruisig hom. Het is maklik om vinger te wys na die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Maar in ons sonde is ons net so skuldig aan sy volkome lyding. Want dis vir ons, ter wille van ons genesing, wat hy al hierdie dinge gelei het. So laat ons onthou van die genesing, wat dit alles vir ons bring. Maar ook van die vernuwe natuur, dat ons in volkome toewyding aan ons Here sal lewe. En dat ons die lyding wat oor ons pad kom ook sal dra, soos wat hy van ons verwag en soos wat hy vir ons gedoen het. Die rom alleen, wat ter wille van ons oortredinge deurboor is, ter wille van ons ongeregtighede verbrysel is. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons, sy kinders, genesing gekom. Aan hom, die knegt van ons Here, ons verlosser en zaligmaker. Aan hom al die eer. Amen. Broers, kom ons staan, dan antwoord ons ook in gebed as gemeente saam. Almagtige God, ewige God en enigste God, ons buig voor U in aanbidding en ons loof en ons prys U heilige naam. Ons wat so groot aandeel in U lyding gehad het, maar wat deur U genade nou U kinders genoem word. Ons dank U vir die volkome toewyding wat U aan ons bewys het, deur die verskriklike lyding waardeur U vir ons gegaan het. Ons vra in diepe afhanklikheid dat U ons sal lei en sal leer dat ons ook aan U toegewyd sal bly, ongeag ons omstandighede of ongeag swaar kry wat ook moontlik oor ons pad kom. Here, dat wie ons is, wat ons doen, dit wat ons sê, alles sal getuig van die volkome toewyding van ons volmaakte Here. Mag die komende lydingstydperk geleenthede ook spreek van hierdie wonderlike waarheid. Dit alleen tot eer en verheerliking
van u heilige naam. Amen. Ek gee nou geleentheid vir die opneem van die lied.